Goeiemôre aan elkeen. Ek wil 'n uitnodiging maak as enigiemand van julle wil deel word van ons YouTube familiegroep om al ons inligting, preke, boodskappe direk te wil ontvang op julle WhatsAppe. Net vir ons 'n WhatsApp met jou naam van en watter dorp jy woonagtig is, ook sommer op 'n WhatsApp te stuur. Stuur dit na nommer 083 4523 936 en dan plaas ons jou op ons YouTube groep. Baie dankie, liefde en geniet die oggenddiens saam met ons. Baie dankie. Vandag is 'n baie belangrike boodskap, maar elke boodskap is vir my belangrik. Vandag gaan ons kyk hoe vind Christus in ons gestalte. En ek gaan eers 'n fondasie lê. Ons weet Christus in jou. Christus in jou is die hoop van hierdie eerlikheid. Ek wil net oor hierdie ou se bene skryf hier. Christus in jou is die hoop van die heerlikheid. Dis net 'n hoop. Hoekom is dit net 'n hoop? Omdat Christus net in jou is. Maar as Christus nie net in jou is nie, maar Christus in jou begin gestalte verkry. Begin gestalte kry. Christus in jou begin vorm aanneem. Begin vorm aanneem. Dan is dit nie meer 'n hoop nie. Dan is dit net 'n heerlikheid. Ons as die kerk, dit gaan stil staan by die hoop. Nou wag ons vir 'n koms met 'n wolk, ons wag vir baie dinge, en so bly dit net 'n hoop, want Christus vind nie in ons gestalte nie. Dit neem nie vorm aan nie. Sodra Christus begin gestalte neem in jou, vorm aanneem, daar vind 'n gedaante plaas, 'n gedaanteverandering plaas, dan is dit nie meer net in jou nie. Jy is die openbaarmaking as dit, en dis nie meer 'n hoop nie, dis 'n heerlikheid, en die skepping en die engele en alles wag vir dit. En God gaan dit nie doen nie. Onthou julle verlede week, glo beteken ons stem vanoggend saam, maar geloof is die uitvoering in aksie, my lewenswandel en handel. Jy gaan een of ander tyd dit sien in my liggaam as mede-erfgenaam van Christus. Is dit nie fantasties nie? Is dit nie fantasties nie, mense? Wat beteken Christus? Christus beteken gesalfde. Wat is die gesalfde? Wat beteken gesalfde? Dit beteken 'n teenwoordigheid. Dit beteken 'n teenwoordigheid. Dit beteken 'n teenwoordigheid. Wat is 'n teenwoordigheid? 'n salwing. Wat beteken salwing? Om af te smeer, dis 'n teenwoordigheid. Wat doen dit? Wat gebeur met jou? 1 Petrus 2 vers 3 sê, hy het ons alles geskenk wat tot hierdie lewe lei en tot godsvrug. Wat is hierdie godsvrug? Dit is die natuur van wie en wat God is. Hy het ons alles klaar geskenk, nou is alles in ons, as Christus in ons, maar dis net 'n hoop, totdat Christus, totdat hierdie godsvrug, totdat hierdie teenwoordigheid,
totdat die natuur van God in ons beginne gestalte neem, beginne vorm aanneem, dan vind daar 'n gedaanteverandering plaas, dan is dit net 'n heerlikheid wat die aarde moet bedek soos die waters die seebodem. Godsvrug beteken ook 'n gesindheid. Beteken ook 'n gesindheid. Wat is 'n gesindheid? 'n sekere denkwyse. Daarom het ons reeds die denke van Christus. Here Jesus, dis pragtig. Kyk wat sê Galasiërs 4:19 gou oor dit. Kyk gou wat sê Galasiërs 4:19. Is dit nie mooi nie? Ons het gaan stop by Christus in ons hoop, want ons het dinge buite ons verwag wat eers moes gebeur, terwyl God nou al 2026 jaar wag vir ons om dit te laat gebeur. Galasiërs 4:19 sê Paulus, my kinders vir wie ek weer in baringsnood is, totdat Christus in julle gestalte verkry, vorm aanneem. Daar vind 'n gedaante verandering plaas. Hy moet 'n realiteit word. Hy moet in jou vorm aanneem, in jou 'n gedaante laat plaasvind. Daarom kyk wat sê Matteus 17. Kyk gou wat sê Matteus 17. Kom ons kyk na hoe werk dit. Kyk gou wat sê Matteus 17. Matteus 17 vers 1. Matteus 17 vers 1, en na 6 dae het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes, sy broer, saamgeneem. Hulle op 'n hoë berg in eensaamheid gebring. Hy het voor hulle van gedaante verander. Sy aangesig het geblink soos die son en sy klere het wit geword soos die lig. Maar kyk iets baie interessants. Kyk wat sê vers 9. En onderwyl hulle van die berg afklim, het Jesus hulle bevel gegee, gesê, julle moet vir niemand iets van die gesig sê, voordat die seun van die mens uit die dode opgestaan het. Met ander woorde, dit het gebeur voor die kruisiging. Sê vir my, leef ons daar, of is ons as saam met hom opgewek, as verheerlik? Met ander woorde, wat beteken opgewek? Dit beteken die ommekeer van 'n bewustheid. Ek moet nou begin dink, soos God dink, ek kan nie meer dink soos 'n mens dink nie. Dit beteken die ontdekking van 'n geestelike waarheid. Met ander woorde, ek en jy is opgewek in ons erfenis. Wat is ons erfenis? Romeine 8:17 sê ons het God geërf. Ons is mede-erfgename van Christus. So met ander woorde vers 2, wat daar gebeur het, in sy aangesig het geblink, daar was 'n gedaanteverandering, sy klere het wit geword, is ons erfenis as sy liggaam duur gekoop. Ons is die liggaam van Christus. Met ander woorde, lig van die wêreldbediening. Hierdie liggaam waarin God is as die enigste tempel, wat nie aan my behoort nie, maar waarin ek ook is. Hierdie is jou erfenis. Jy's in jou erfenis. God het sy tempel as huis, as woning geërf. Christus in jou wat moet gestalte vind, is jou erfeniskap as mede-erfgenaam. As jy my gesien het, het jy hom gesien, want omdat Christus nou my lewe is, en Christus in my word verheerlik as gestalte, as in gedaante, as 'n vorm aanneem, word ek as Christus verheerlik. Ons gee hom 'n lekker lofoffer vir dit. My vriend en my vriendin, jou erfeniskap is nie hemel nie. Want as jou erfeniskap hemel is, dan moet hierdie tempel, hierdie liggaam, die erfenis van God, doodgaan. Ek is bevoorreg. Saterdag het ek 'n blydskap beleef. Vir dit waarmee ek besig is, wat ek vir 'n mens in 'n vrede, en Heilige Gees sê vir my, dit is die ewige lewe. Mense, ek is opgewonde.
vir 'n slag is daar manne en vroue wat besig is met waarheid. En ek wil nie vandag haastig wees nie. Ek beleef net hier 'n teenwoordigheid wat ek vir 'n mensie kan beskryf nie. En dis nie iets van buite af nie. Dis vanuit. Ons staan 'n bietjie stil by Matteus 17 vers 2. Hoor wat sê vers 2. En hy het voor hulle van gedaante verander. Sy aangesig het geblink soos die son. Sy klere het wit geword soos wol. Wat beteken aangesig? Hier kom dit, jou gemoed. Kom ons skryf hierso. Ek gaan hier skryf jou aangesig. Ek gaan hier skryf jou aangesig. Is jou gemoed. Raai as iemand se gemoed af is, of as iemand se gemoed, raai waar sien jy dit? Jou aangesig is jou gemoed. Jou aangesig is jou innerlike mens, jou innerlike gevoel. Jou innerlike mens, jou innerlike gevoel. Sê gesindheid. Jou aangesig is jou gesindheid. Jou gesindheid. Jou aangesig is jou gesindheid. Jou innerlike realiteit van waaruit jy redeneer, van waaruit jy bewus is, van waaruit jy leef. Jou gelaat. Hierdie teenwoordigheid is sigbaar as jou aangesig. Klere, sy klere het wit geword. Wat beteken klere? Klere beteken heerlikheid, beklee, aantrek, in wegsink, jou eie maak, die ware jy as uit God, sigbaar. Kyk wat sê Efesiërs 4, kyk wat sê Efesiërs 4. Kyk wat sê Efesiërs 4. Is ons nie bevoorreg om te hoor wat ons hoor nie. Efesiërs 4 vers 20. Maar julle het Christus nie so leer ken nie. Met ander woorde, kyk op die bord. Dit alles moet ons aanleer. Jy moet hom leer ken. En omdat die mensdom hom nie leer ken wie is as die ware nie, bly hy net in hulle as 'n hoop. Kyk wat sê vers 21. As julle ten minste van hom gehoor het, in hom onderrig is, soos die waarheid is in Jesus. Sê dankie, ons word onderrig in waarheid. En ons hoor hom al hoe meer, en hoe meer ons hom hoor, hoe meer word hy bekend, en hoe meer hy bekend word, hoe meer word hy sigbaar. Hy neem gestalte, hy neem sy vorm, hy neem sy plek, hy neem sy posisie aan, in ons as die erfenis, as mede. Vers 22, dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ou mens moet aflê, wat jy die begeerlikheid van die verleiding te gronde gaan. Met ander woorde, ons moet begin redeneer, soos God redeneer. Ons moet begin dink met die geestesdenke. Ons kan nie meer dink met die vyfsintuig denke. Ons kan nie meer dink soos wat 'n mens dink nie. En dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed. Hoe word ons vernuwe in die gees van ons gemoed? Dit wat jy glo, dit waarvan jy oortuig is, word jou geloof as lewenswandel, jou handel in aksie. Dit wat jy glo, gee mos krag. Dit wat jy krag gee, sien jy. Dit wat jy sien, glo jy. Dit wat jy glo, gee jy krag. Dit wat jy krag gee, sien jy. Dit wat jy sien, glo jy. So, ons sal moet vernuwe word, in die gees van ons gemoed, sodat Christus in ons gestalte vind. Kyk wat sê vers 24. En julle nou met die nuwe mens moet beklee, wat na God geskape is, in ware geregtigheid en heiligheid. En waarheid, sê party vertalings. Is dit nie mooi nie? Nou gaan ek jou vertel hoe maklik dit is. Jou liggaam, reeds geheilig, reeds volkome, duur gekoop,
Hy behoort nie aan jou nie. God het klaar sy erfeniskap in besit geneem, sy tempel, sy huis, sy woning. Hy wag nou net vir jou om dit in besit te neem, sodat jy wie jy is as die Christus geopenbaar mede, gestalte vind, vorm aanneem, 'n gedaante plaasvind, sodat in jou aangesig, sodat in jou liggaamsbeklee, wie jy is, geopenbaar kan word, die ware. Soos mense vanoggend vir my gesê het in my bediening, Pastoor Rudy, jy lyk jonger, jy lyk anders. Want ek pas dit toe, ek leef dit. Ek leef dit deur dit. Nou, jou liggaam, onthou, jou liggaam, jy gaan ietsie hoor vandag, en gaan jou beter verstaan. Dinge wat ons nie geweet het nie. Jou liggaam het 'n geheue. Jou liggaam het 'n geheue. Ek skryf hierso, want die heupies is bietjie voller om ons plekkie te hê. Luister nou mooi. Jou liggaam het 'n geheue. Jy gaan vandag uitvind hoekom gaan dit met jou sit gaan. Jou liggaam het 'n geheue. Jou spiere, jou senuweestelsel, jou 35 triljoen selle. 35 triljoen selle stoor fisiese en emosionele ervarings, veral stres en trauma. Stoor dit as jou geheue van jou liggaam. Hoe onthou die liggaam? Spiergeheue. Jou spiere leer bewegings soos fietsry of swem, sodat jy nie hoef weer te leer om fiets te ry nie. So ook enige vorm van verslawing. Luister kerk, enige vorm van verslawing is nie in jou brein nie. Dis in die geheue van jou liggaam, wat maak dat jy nie kan ophou nie. En hoe meer en meer jy jou denke probeer vernuwe, hoe meer en meer sukkel jy met dit. Want dis nie 'n brein-denke ding nie. Dis 'n liggaam, spier, senuweestelsel, selding wat sy eie geheue het en wat vir jou dink. Ek kom met die goed. Trauma en stres. Die senuweestelsel hou spanning vas na trauma, teleurstellings, skokke, stres, wat ook al. Want dit alles word geaktiveer. Dit alles word geaktiveer deur 'n emosie. Met ander woorde, alles in jou verlede wat 'n skok, trauma, teleurstelling of wat ook al veroorsaak het waarmee jy vandag nog sukkel, is nie in jou brein denke nie. Sit in die geheue van jou liggaam, jou senuweestelsel, 35 triljoen selle wat jou gedurig kort daaraan herinner. Jou selgeheue, 35 triljoen selle.
immuunselle, jou immuniteit, onthou vorige siektes, het sy om, dis hier so grootte, het sy om jou later te beskerm, of het sy om jou te bly herinner? Ek het altyd gesê, en God bevestig dit, deur sy wonde is ons klaar genees, volmaak, volkome, perfek. Daarom siekte, ek het altyd gesê, siekte is iets wat nie eintlik in ons liggaam is nie, daar's iets wat jou herinner daaraan, ek vertel jou vandag. Mense, is dit nie fantasties hoe God ons gemaak het? Sê vir my die teenoorgestelde is ook waar. Met ander woorde, as ek hierdie kant gaan begin lewe, dan gaan my liggaam, want dis nie my liggaam nie, is die Christus liggaam. Dan gaan my spiere, dis nie my spiere nie, dis die Christus spiere. Dan gaan my senuweestelsel, dis nie my senuweestelsel nie, dis sy senuweestelsel. Dan gaan 35 triljoen selle, dis nie my selle nie, dis die Christus selle, ook van my dink. Dit alles wat jy vanmôre hoor, wat jy vanoggend hoor, dit word genoem neurale bedreigingsveiligheidswaarneming. Dit is 'n onderbewuste proses waarin jou liggaam en senuweestelsel voortdurend kyk of 'n omgewing veilig of gevaarlik is, sonder dat jy daaroor dink. Hy doen dit outomaties. Dis hoekom jy kan voorberei soos jy voorberei, en toe tussen die mense instap om jou toespraak te hou, toe skielik slaat jy. Wie dit gedoen? Jou liggaam in sy geheue, want die omgewing waarin jy ingestap het, het daai geheue gaan soek iets in die verlede soortgelyk, en toe herinner hy jou brein, jou gedagtes aan dit, en nou sit jy jou keel trek toe. Sê dit is hoekom. Toe jy klein was, en 'n hoenderhaan het jou gejaag en geskop, en jy het groot geword met daai vrees, en jy's 'n groot volwasse mens, en skielik is jy weer 'n hoenderhaan, is dit jou liggaam, jou senuweestelsel, 35 triljoen selle wat jou gaan herinner aan dit wat 20 jaar terug gebeur het. Dan probeer ons dit oorwin deur anders te dink. Terwyl ons nie weet hoe dit werk nie. Dit is die rede waarom jou liggaam reageer soos om gespanne of rustig te voel voordat jou brein dit besef het. Het jou liggaam het klaar gedoen. Jy het nog nie eers daaraan gedink nie, en toe hy jou herinner, toe hy verslag gee, toe hy 'n verslag gee, toe is die verslag wat hy gee 'n gedagte. En skielik sit jy met die gedagte, dat jy een van twee dinge, of jy gaan bevestig, dit is die waarheid, of jy gaan jou bekeer, en jy gaan toelaat, ook deur 'n emosie, om 'n regstelling te bring, en sodoende word jy vernuwe in die gees van jou gemoed. Daarom is dit so belangrik, jy sal die waarheid ken, en die waarheid bring jou vryheid, en waarheid is nie kopkennis nie, waarheid is 'n persoon. So wie moet die waarheid ken? Moet jy hier sit in die waarheid hier ken, of moet jy hier sit sodat jou liggaam, jou senuweestelsel, jou selle een of ander tyd die waarheid sal ken, en hier 'n vryheid begin geniet, en Christus begin in jou gestalte neem, as sy vrug, as sy natuur. Ek dink hy verdien nog 'n lofoffer. Nou belangrik,
Jou liggaam en senuweestelsel gee verslag aan jou as 'n gedagte. En dan skep jou brein as gevolg van daardie verslag, daardie gedagte, 'n storie wat by daardie toestand pas. En B, jou gedagte bewus volg jou gemoedstoestand. Is ons nie bevoorreg om dit te hoor nie. Hierdie senuweestelsel word genoem die vagus senuwee. Dit is die langste senuwees in die autonome senuweestelsel. Dit dien as die liggaam se twee-rigting superhoofweg en verbind die breinstam met byna al jou hooforgane soos die hart, longe, maag en ingewande. Met ander woorde, die vagus senuweestelsel is 'n hoofweg. Dit gaan soontoe en dit gaan soontoe. Dit verbind jou hart, jou long, dit verbind alles in jou liggaam wat belangrik is met dit. Met ander woorde, nog gaan ek 'n radikale stelling maak. Die toestand van jou organe, al jou organe, die toestand van al jou organe word bepaal deur die geheue. Dit is wat autofagie so fantasties maak, want jy kan dit alles herstel, want jou liggaam besit oor die vermoë om die herstel en restaurering te bring. Ek sê vandag vir julle, dit maak dat selfs die geheue van die liggaam, die spiere en die selle vernuwe word. Ek is die bewys vir julle. Die lewende bewys. Hier is die belangrikheid. Die gedagte verkeer na jou brein. Met ander woorde, die verslag wat jou geheue aan jou brein gee as 'n gedagte, is 80 keer. Is 80 keer, kom sê maar 80%. Is 80 keer. Terwyl vanuit jou brein as 'n gedagte na die liggaam en senuwee geheue, hierdie een net 20 keer is. Met ander woorde, die geheue van dit is 80 keer meer, terwyl jou brein, jou gedagtes waaraan jy probeer jou vernuwe, jy moet jou regryk, jy moet jou vernuwe, na jou liggaam, na jou spiere, jou senuwees, maar eintlik net 20% is. Nou kan jy verstaan hoekom dit met jou gaan, soos dit met jou gaan. So dit wat jy bedink is wat jou liggaam, senuweestelsel jou eintlik vertel. As jy dit bevestig met jou bedink as glo, gee dit krag as waar deur 'n emosie. Julle mense, onthou julle hoeveel keer het ek al vir julle gesê, en ek het pakslae al gekry, as 'n dokter my diagnoseer met 'n siektestoestand, luister nie net die 20% nie, die 80%, luister ook. En as ek het dit, ek gee 'n emosie, verseker ek jou, gaan hierdie geheue seker maak, jy ontvang 'n verslag, en dit gaan afhang van hoe jy dit gaan bevestig, of gaan herskryf. Is dit nie fantasties hoe God ons gemaak het? Verstaan jy jouself nou bietjie beter? Kyk wat sê Matteus 16:23. Kyk wat sê Matteus 16:23. Met ander woorde, mense, met ander woorde, waar vind Christus gestalte in jou? Waar vind Christus vorm? Waar vind hierdie gedaanteverandering plaas? Waar? Waar vind dit plaas?
Nie hier nie. Waar gaan dit begin manifesteer as outomaties? Ek wys vandag vir jou, Jette Here, dis mooi. En ek mag my hand opsteek. Wanneer laas ek vir jou gesê ek is lief vir jou? Vanoggend, ek praat nou net vir die kykers, ek praat met Zywie. Hy is die dominee se seun. Matteus 16:23. Jesus het omgedraai en vir Petrus gesê, gaan weg agter my Satan, jy's vir my 'n struikelblok. Met ander woorde, ons kan hier, as ons nog hier leef, as omdat ons nog dink soos 'n mens, is ons vir Christus hier om gestalte te neem, om sy volle manifestasie te word as 'n gedaanteverandering, as vorm aanneem, is vir hom die struikelblok. Niemand anders nie, net jy, want jy dink soos 'n, omdat dit wat jy sien, dit wat jy hoor, 5-sintig wêreld, bevestig dit wat 80% reeds in jou gebeur as geheue. Wow. Die Here moet my rustig maak. Ek sê, ek voel of ek kan hier deur die venster spring en hardloop, net om ontslae te raak van hierdie energie. Jy's vir my 'n struikelblok. Hoekom? Omdat jy nie die dinge van God bedink nie. Jy bedink nie die dinge van God nie. Jy bedink die dinge van 'n mens. Die dinge van God bedink of die dinge van 'n mens? Hoe dink die mens? Die dinge van 'n mens. Die mens gee verslag. Gedagte hierdie ene. Die mens gee verslag. Goedkeuring. En liggaam en senuweestelsel aanvaar dit as korrek. Ek sit met hierdie siektestoestand in my liggaam. Wanneer daar enigstens ietsie gebeur wat dit so 'n bietjie aktiveer of aanleiding gee, gaan my liggaam, my senuweestelsel, my selle verslag gee hoe siek ek is. En as ek dink soos 'n mens en aanvaar, ja, dis korrek, dis waar, dis wie en wat ek is, dan gee ek dit toestemming, aanvaar as korrek. En ek bly siek. Maar as liggaam, senuweestelsel, organe, weer eens vir Rudy, verslag gee. Dan dink Rudy nie soos, ja, nee, dis waar, ek is maar net mens. Nee. Ek is Christus geopenbaar. Ek is die Christus liggaam. Ek weet wie ek is. Ek sien my soos God my sien. Heerlikheid, die goeie opinie wat God van my het. Dan stuur ek hierdie verslag hier terug. En dan besef liggaam, hey, ons sal moet ons kouse optrek. Hoofkantoor, dink anders. Ons vat 'n vorm van verslawing. Verslawing is 'n kroniese breinversteuring wat iemand dwing om 'n middel te gebruik of 'n aksie te herhaal ondanks slegte gevolge of so siekte. Met ander woorde, dis als 'n breinversteuring, maar hoe het dit gekom? Geheue het 80 keer vir brein gesê, jy's siek. En toe brein die verslag ontvang as 'n gedagte en brein stem saam, toe tree die dood in. Hoe dink God? Jeremia 29 vers 11. God koester gedagtes aangaande ons. Gedagtes van vrede. Gedagtes van geen onheil. Gedagtes van 'n hoopvolle toekoms. Dit beteken Christus in jou het gestalte aangeneem. Christus in jou het vorm ingeneem.
Christus in jou het 'n gedaanteverandering gebring. Jy kan dit sien in die aangesig van Rudy. Rudy se gemoedstoestand, Rudy se gesindheid, Rudy se innerlike mens is die manifestasie en nou word die uiterlike beklee. Ek sink weg, ek trek dit aan as verheerlik. Sê vir my, as God gedagtes koester van jou van vrede, geen onder en 'n hoopvolle toekoms, wie gee die kerk die reg om te sê, God maak jou dood, God kom haal jou, sodat jy by hom kan wees in die hemel? Jy weet nie waarvan jy weet nie waarvan jy praat nie. Kom ons maak dit prakties. Ek sal gou 'n bietjie prakties maak. Onthou julle so 2 maande terug, die busongeluk van Katoe Laerskool, waar die onderwyseres gesterf het. Dit het almal geraak. En omdat dit almal geraak het, as gevolg van 'n emosie, as gevolg van dit wat ons gesien en gehoor het, het jou geheue van jou liggaam, jou spiere, jou senuweestelsel, jou selle, 'n verslag aan jou gegee, toe jy hoor, Sjoerdien Laerskool se kinders gaan vir 'n week kamp Oranje Rivier toe en hulle ry almal met 'n bus. Toe is die meeste ouers bekommerd, in spanning, in stres. Was dit as gevolg van die 2 maande terug se ongeluk, of was dit, ek vertel jou vandag, hoe werk Christus, of was dit as gevolg van jou eie? Ek sê jou, dis groot. Waar gaan die deurbraak kom? Die verslag wat ek teruggee. Ek vertel vandag vir jou hoe maklik is dit dat Christus gestalte neem. Kan ek nog 'n voorbeeld gebruik? Toe ek autofagie begin inbring, en begin die goed inbring, want ons oefen nou uit wat ons glo, as ons geloofsoortuiging, as eintlik sy geloof in aksie. Toe bel Koos my, en Koos sê vir my, Rudy, ek hoor wat jy sê, maar Rudy, net ek weet wat in my liggaam is. Rudy, net ek weet wat my liggaam kan doen. Rudy, net ek weet wie ek is, want hierdie kroniese siekte is in my liggaam. Wie is dit wat dink? Is dit God wat dink, of is dit? En omdat Koos so dink, gee Koos terugvoer. Dis oukei. Jy siek, dis oukei. En nou sê 'n virus, nou sê 'n krankheid, nou sê wat ook al. Kan ons nog 'n voorbeeld gebruik? Piet is met Sunny getroud. Maar Sunny het so 20 jaar terug. Kan ek eerlik wees? Luister nou mooi, ek draai het vandag om as 'n man se skuld. Ontspan. Sunny het 20 jaar terug vir Piet goed gesê en goed gedoen, en het vir Piet verskriklik ontstel. En omdat dit vir Piet ontstel het, het Piet dit 'n emosie gegee, en nou sit dit hier. Sê 20 jaar terug. Maar intussen het Sunny 120.750 keer vir Piet om verskoning gevra.
En Sunny het regtig gewerk in haarself, want Sunny sit onder die bediening en Sunny laat nou al hoe meer toe dat Christus in haar gestalte vind. Maar 20 jaar later gebeur daar iets buite Piet wat Piet sien en hoor, en skielik vat Piet vir Sunny aan met 'n rekord van 20 jaar terug. Daai rekord van Piet van 20 jaar terug, is dit Sunny of is dit 20 jaar later vir Piet se eie geheue wat 'n 80% verslag aan Piet gee en Piet wat nie ophou en vernuwe word en by waarheid uitkom nie, wat vir Sunny die skuld gee, dis sy eie geheue wat hom beskuldig en ek bly gee die goedkeuring. Gee die Here nog 'n lekker lof. Ek moet sê, party kyk bid nou so af, as smile hulle so dowwe droë smiletjie. Hoor vir Paulus, 1 Korintiërs 9:27, hoor vir Paulus. Sy wees alsog reg daar my seun. 1 Korintiërs 9:27, hoor vir Paulus. Ontvang is so ver iets. Hoor wat sê Paulus in 1 Korintiërs 9:27, hy sê, maar ek kastei my liggaam en maak dit diensbaar, dat ek nie miskien terwyl ek vir ander gepreek het, self verwerplik sou wees. Wat beteken kastei? Paulus sê, ek dissiplineer my liggaam. Dit beteken, hoe hanteer ek die verslag, wat ek as gedagte ontvang, vanuit my geheue, hoe hanteer ek dit? Hoe ek dit hanteer, is hoe ek my liggaam kastei. Dissiplineer, deur hierdie 20 denke gedagte, as die gedagte van Christus. En as jy sukkel met dit, autofagie en liggaam, trek jy orde en lyne reg, daar vind herstel plaas, in jou liggaam, in jou senuweestelsel, in jou selle. Het God ons hier fantasties gemaak. Kyk wat sê Psalm 82 oor dit. Kyk wat sê Psalm 82. Kosvat politiek. Mense, ek gaan myself gebruik. Ek hoor alles wat buite my gebeur. Ek hoor dit en ek hoor dit. Maar as jy alles in hierdie land vat en jy sit dit 'n emosie by en jy begin dit bedink, gaan jou eie liggaam, jou eie senuweestelsel, jou eie selle, 'n verslag aan jou gee, van hoe korrup hierdie land, van daai politieke party, van daai persoon, en daai en dit, en jy word kwaad vir daai ou daar, maar dis nie meer daai ou daar nie, dis die ou hier. Sê wie wat sag jy nou so? Opinies. Kyk wat sê Psalm 82 vers 6. Ek self het gesê, julle is gode, julle is almal seuns van die Allerhoogste. Nogtans sal julle sterwe soos mense. Hoekom? Omdat jy bly dink. Terwyl God gesê het, dis wie jy is. Dis wie jy is. Daarom sê Filippense 4:13, ek is tot alles in staat deur Christus, wat my die krag gee. Hoe gee Christus ons die krag? Wil ek nog 'n voorbeeld gebruik? Kyk wat sê Johannes 4. Kyk wat sê Johannes 4. Dankie my Vader. Dankie vir lewe. Johannes 4:14 sê, maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie, maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein wat opspring tot in die ewige lewe. Hoe lyk die fontein? Hier is 'n fontein. Hierdie fontein gee verslag. En dit sal opspring tot die ewige lewe. So waar is die ewige lewe? Waar uitkom die ewige lewe? Die ewige lewe is die Christus gestalte, is die Christus vorming in my as die fontein waaruit ek leef. Maar die teenoorgestelde is ook waar. Kyk wat sê Jakobus 3 oor dit. Kyk wat sê Jakobus 3 oor dit.
Die teenoorgestelde is ook waar. Kyk gou wat sê Jakobus 3, vers 11. 'n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en bitter water opborrel. Sê vir my, is die bitter water daar? Of is die bitter water daar? As gevolg van kyk wie sê Kolossense 1:24. Ek laat so 'n paar goedjies nou uit. Ek dink almal het klaar gesien wat ek wou sê. Kyk wie sê Kolossense 1 gou. Kolossense 1:24. Hoor wat sê Paulus aan Kolossense 1:24. Nou verbly ek my in my lyding vir julle en vul in my vlees aan die oorblyfsels van die verdrukkinge van Christus vir sy liggaam, dis ons wat die gemeente is, waarvan ek 'n dienaar geword het volgens die bediening van God wat aan my gegee is in julle belang om die woord van God te vervul. Wie is nou die vervulling van die woord van God wat vlees word? Die vervulling van die woord wat vlees word beteken Christus is besig om vorm aan te neem as hierdie gedaanteverandering. Hy neem gestalte, die woord word vlees. Is dit nie mooi nie? Is dit nie mooi? Maar kyk wat sê hy nou in vers 26. Dis 'n verborgenheid, wat eeue en geslagte af verborgen was, maar wat nou geopenbaar is. Ek openbaar vanoggend dit aan jou. Aan wie God wil bekend maak wat die rykdom van hierdie heerlikheid van die verborgenheid onder ons almal is. Dit is Christus in julle. Die Afrikaanse vertaling sê onder, maar as jy gaan mooi kyk, dit is Christus in julle, die hoop van die heerlikheid. Met ander woorde, solank Christus in ons is dit die hoop van die heerlikheid. Maar as Christus nie meer net in ons is nie, maar Christus begin gedaante, Christus begin vorm, Christus begin gestalte, dan is nie meer hoop nie, dan is ons die heerlikheid. Ek vertel volgende vir jou hoe. Kyk wat sê Spreuke 13:12 oor dit. Kyk wat sê Spreuke 13:12 oor dit. Wat sê Spreuke 13:12? Vers 12 sê, 'n uitgestelde hoop maak die hart siek, maar 'n wens wat uitkom is 'n lewensboom. Hey my vriend, solank Christus in jou, 'n hoop, maak dit die hart. Dit maak dit, waaruit alles kom, bewaak jou hart, meer as alles bewaar wat uit jou eie hart is die oorspronge van die lewe. Siek. Maar die teenoorgestelde, sê lewensboom. Sê raba kamareka sile rakabasiro kasikres taramando. Sê hulle hou nie met jou huis nie. Hulle hou ook nie met jou kerk nie. 2 Korintiërs 3:18. Hier so groot. Nou vat ek alles saam en dan gaan ek vir jou wys algemene gemoedstoestande. 2 Korintiërs 3:18 Afrikaanse vertaling sê, en terwyl ons met 'n onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van die heerlikheid tot heerlikheid. Wat is gesig? Wat is aangesig? Sê gemoedstoestand. Hy lees so, kan ek vir jou reg lees. Terwyl ons met 'n oop gemoed as net vrede en liefde die heerlikheid van die Here reflekteer, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as die Here wat Gees is. Met ander woorde, as Christus in my gestalte neem, as Christus in my begin vorm aanneem, reflekteer ek hom. En al wat jy beleef as jy my teenwoordigheid is, as jy my teenwoordigheid is, 'n godsvrug, die natuur van God, die gesindheid van Christus, en dit alles gee toestemming as geheue, en ek bevestig dit, wow, dis wie ek is, die ware. Nou, algemene gemoedstoestande, ek sal dit op die video intik, ek gaan hier die plek hê. Bly moedig en gelukkig, jy voel goed, jy is tevrede, jy is altyd dankbaar, en jy is vol energie. Dis 'n gemoedstoestand. Dit klink soos die Christus denke, dit klink soos die koninkryk van God. Dan kry jy hartseer en bedruk. Jy voel laag, neerslagtig en eensaam. Dan kry jy 'n ander gemoedstoestand, angstig, gespanne. Jy voel bekommerd, senuagtig,
onveilig oor die toekoms, terwyl God vir jou 'n hoopvolle toekoms dink. Dan kry jy 'n ander gemoedstoestand. Kwaad, opgewerk. Jy voel geïrriteerd, woedend of frustreerd. Dan is daar 'n ander gemoedstoestand. Kalm en vrede. Jy voel ontspanne, stil en in beheer. Dan is daar 'n ander gemoedstoestand. Moeg, uitgedien. Jy voel sonder krag of belangstelling in dinge. Dis hoekom die mens sê, dit voel vir hom, God is ver, terwyl hy in jou is. Ek sluit af. Jou aangesig, jou gemoed, waarin almal dit sien. Die manifestasie van die vrug wat jy manifesteer daagliks in jou lewe, as die uitoefening van hierdie geloofsoortuiging wat eintlik sy oortuiging is, in jou handel en jou wandel. Gemoed is jou innerlike gevoel en gesindheid, om innerlik volkome oortuig te wees. Daarom kyk wat sê Romeine 14, en ek sluit af. Romeine 14, het julle ietsie ontvang vandag? Is dit nie fantasties hier? Romeine 14, 17, want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid, vrede en blydskap in die Heilige Gees. Want hy wat Christus, luister mooi, want hy wat Christus hierin dien, is aan God welgevallig en by die mens geag. Dit beteken, Christus in jou, neem vorm aan, as gestalte in jou. Jy word geopenbaar, nie meer as 'n hoop nie, as die heerlikheid, God se wil en opinie, as alles jy, alles in jou, alles deur jou, op hierdie aarde, wat die aarde moet bedek soos die waters die seebodem, alles is baie goed. Amen. Gee my lekker lofoffer.